Ja, hier sit 'n man voor julle aan wie ons die hernieude gebruik te danke het van woorde soos katterjoels en skotteljonsie en lieslappie en nooddruk. En as julle nie weet wat dit beteken, het julle nog nie die boek gelees nie. Herman, gebruik julle hierdie woorde waaroor jy skryf ook in jou omgangstaal? Kan jy my hoor? Ja. Okay, reg. Dit hang af hoe dronk ek is. Maar as die wyn vloei, ja. Jy weet, dit is my moeilik, ek praat maar net soos ek gewoonlik praat. Partykeer I just switch over to English as well. Maar ek hou van woorde wat interessant, sexy klink, wat ek kan proe. Daar is iemand wat my gebitch het op Facebook nou die dag, ek sal nie haar naam noem nie. Die sê sy nog wel even hier, gebruik jy regtig woorde soos vignet, chiaroscuro en so aan. Toe sê ek van my daar nie natuurlik gebruik ek dit, want dit is 'n woordrubriek, dit gaan oor woorde, die rubriek, die rapportrubriek, gaan spesifiek oor woorde, en ek hou van speel met alle woorde, al is daar nou ook vignet of chiaroscuro of whatever. Ek gebruik dit nie om te beïndruk nie, dit is net vir my woorde wat lekker proe in my mond, mondklippies. Dankie Linda Rode, verrassend. Mondklippies, my mondklippies, ek hou van die manier waar ek myself kan uitdruk in Afrikaans, waar ek baie keer nie in Engels regkom nie. Ek is baie lief vir Engels, en ek praat baie Engels en ek skryf in Engels, maar vir my is in Afrikaans is daar iets, ek dink van my ouma en my ma, as ek die taal praat, dan is dit die taal van my hart, en dit is die taal van my ouma, en dit is die taal van my kleintyd in Seepunt, en dan ook my ma se agtergrond in Namakwaland, my ouma Vredendal, Loetswil, Koekenaat, dit is die manier van praat wat die mense daar gehad het, wat vir my baie spesiaal is. So dit is nogal 'n soort van 'n hart ding dat ek, en hulle het al die woorde gebruik. Yeah. Al is hulle vreemde woorde, maar hulle was mal oor woorde, want dit is nog voor televisie en so aan. So jy moet maar stories vertel en met woorde 'n atmosfeer skep. So, okay. Die woord mondklippies is pragtig. Mal daaroor. En daar's ook 'n ander manier waarop jy die woord as klippies gebruik. Dit is vir my asof jy dit in die water gooi en dan skryf jy oor die sirkels en die herinnerings en die assosiasies. Dit gaan nie net oor die woord nie. Maar so onskuldig soos hy nou hier lyk, is hy 'n absolute fabel. En tekenend van sy vlugvoetigheid as 'n skrywer en van sy verrassende aard, sal hy oor een woord skryf, maar dan in die stuk sluip daar ander woorde na binne wat nie verklaar word nie. Ja, stout. So wat is 'n houtjie hier? Dankie. Ja, dit is Het jy dit ook gewees? nie toe nie. Maar weet jy wat? Die ding is dat partykeer ek het 'n wonderlike ek het omtrent 7 woordeboeke op my laptop, op my skootrekenaar, my suiwer Afrikaans. 7 woordeboeke afgelaai daar, en ek werk die hele tyd as ek 'n woord sien, dat ek maar hierdie woord klink nou baie vervelig. Kom dat ek nou gaan kyk wat sê die woordeboeke. Kom ons kyk nou, ek gaan dan op 'n spoor met 'n woord. En dan sal ek mettertyd wonderlike, ongelooflike woorde ontdek. Ja. En op Facebook is daar ook natuurlik die argaïese Afrikaanse woorde. Ja. Wonderlike goed op Facebook, soos taalgoggas en balbuiters. 'n balbuiter is 'n insek. 'n dier, geskoplik nie. Taalgoggas en balbuiters is Ons het reeds vroeg gevorder tot hier, mense. Ek het dit gedink ons hou dit vir later. Maar Kobus Bester is die ou wat daai blad, jy weet die ou van RSG, wonderlike, man, hy is die registrateur of wat jy dit ook al wil noem van daai blad. En baie keer kry jy ongelooflik interessante woorde daarop. Op Facebook, as jy wil speel met woorde, met Afrikaanse woorde en 'n bietjie nuwe goed uit, en dan is dit baie nice om te gaan op Facebook, dan gooi jy die woord daarop, dan vra jy vir die mense, onthou jy die woord? Of is daar 'n woord vir paddas wat ek een keer probeer opsoek, vir die verskillende paddas wat jy kry, want ons baie mooi Afrikaanse woorde vir insekte, paddas, wolke, plante, ongelooflike idiomatiese woorde. Ek is natuurlik geteef daaroor in 'n rubriek, in 'n rapport deur
Madeleine Befokstover, wat haar naam ook al is. Wat is haar naam? Hannelore. Maar dit maak nie saak, dit is fyn. Jy weet wat, sy speel ook rond met woorde, pragtige woorde. So dit is fyn as sy my wil, jy weet, aanpak oor die feit dat ek nou interessante woorde oor paddas opsoek, dan is dit ook fyn, dit maak nie saak. Dat is 'n baie mooie rubriek, waar jy beskryf hoe jy aan Amanda Elvis gedenk in die Mount Nelson, maar dan lyk jy Kapperiaans. Hoe lyk jy as jy Kapperiaans lyk, Amanda? Kan jy dalk vir ons help? Wat sy lyk wild soos 'n vleerie. Jy Okay. weet. Sy sê so konservatief daar, maar ek sê vir jou, I've got dirt on that woman. Amanda, ons gaan nooit weer na jou kan kyk so dat jy Never. dink, No. so Kapperiaans. No. Jy voel sy aan. En sy koop vir my die duurste, want ek het altyd gedink, shame, Amanda is so van arm, en so, ek weet sy is nogal. Maar as ek by die Mount Nelson kom, Ja. kyk dan gaan daai beursie oop. En dan vloei die lekkerste wyne. En daarna so 'n bottel en 'n half elk, dan begin sy, kyk, Amanda is 'n bron van stories. Sy praat nie lelik oor mense nie. I mean, I've tried to get her to come and tell me 30 stories. Okay. Maar sy het daarom 'n klomp mense geken wat, ek is gefascineerd oor kinderstories, oor die skrywers, jy weet, en al die mense wat sy geken het. En sy praat interessant oor hulle, maar sy sê nooit slegte goed oor hulle nie. En dan, as ek weer kyk, is al 4 of 5 ure verby, dat ek nou gesit en gehang aan haar lippe. Maar sy's 'n flirt. Ja. Ek moet bied dat op 'n ligting dat ek geïnteresseerd is in julle geldsaake, want julle is skrywers en julle werk met woorde, maar julle hang uit in die Mount Nelson en in die Ritz. Is jy regtig so arm soos jy beweer? Definitief. Okay, dit is goeie kontak. Want ek het 'n ding daar, wat ek 'n ding oor die Nelly, want Sheila Cousins het gehou daarvan om nou en dan by die Nelly buite te gaan. Sy het 'n teetjie gedrink. Dan het ek nou vir haar en Amanda daar gejoin. En dan, ek het op 'n stadium vir Karel Skooman gestok. En dan het ek hom so agtervolg. Ja, dan loop ek dan en kyk die pres stap uit die skouer verhang. Lag nie. En dan loop hy so in by die Mount Nelson en dan sit hy op sy eie en hy bestel Dom Perignon. Hy moet baie geld hê of gehad het. En dan wat soort van vir my om Mount Nelson toe te gaan was om in die voetspore van Karel Skooman soort van te wees. That makes sense. It's crazy, nee. Gelukkig is my psigiater nie vandag nie, anders. Die portrette, jy as Isaias is een van jou sterkpunte is die portrette wat jy daar stel van mense. En daar's pragtige portrette in die bundel, die van julle wat nog nie gelees het nie, oor skrywers wat Herman se pad gekruis het deur die jare. En hulle word met soveel pietheid en deernis en so genuanceerd uitgebeeld. Maar dit is my opvallend dat dit mense is van yesteryear. Dit is Sheila Cousins en dit is Ina Sou. Het die Afrikaanse letterkunde, die hedendaagse Afrikaanse letterkunde, enige allure vir jou of is dit net Nee, definitief. Jy sal skelfname kan uitdink waarskynlik vir die mense. Krielaantjies, is daar te veel krielaantjies? Oh, jee, daai krielaant stuk, okay. Ek het gegaan na hierdie launch, die bekendstelling van hierdie boek, wonderlike boek. En toe die ander vrou, wat ook 'n skrywer is, die bekendstelling gedoen, en sy het die hele ding heeltemal ge-upstage. Sy het die arme vrou wat die boek geskryf het daar laat sit, en toe vat sy en sy begin stories vertel oor haarself en haar lewe en so aan. En sy het aangegaan, vir omtrent, ek jok nie, Grymele was daar, 'n uur en 'n half oor haarself, terwyl die arme vrou wat die boek geskryf het daar gesit het. En ek was ook geskok daaroor. Maar toe word ek later aan 2 jaar later by iemand anders, maar dit is wat sy doen. Sy sal vir jou upstage en so aan. Ek sê nie, dis wat jy nou doen. Ek wil net sê, ek dink ons het nou genoeg oor Herman. Maar dit was daai wonderlike, ek sal die boek se naam noem, dit is daai Bitterheuning, van die ongelooflikste boeke. Wat
vertaal is deur iemand hier, beautifully vertaal. En dis 'n wonderlike boek en toe het ek nou gegaan na die ding en toe was daar nou 'n vrou daar. Dis nie Linda nie, dis iemand anders. En toe ek dink maar weet jy wat ek mis eintlik in die Afrikaanse literêre wêreld is dat as jy kyk na die Guardian of die New Yorker en die New York Times en al daai die mense is nogal geneig om openlik en eerlik met mekaar te verskil en te skryf oor so 'n aand. Byvoorbeeld, jy gaan na so 'n ding en dan sal iemand nogal taamlik bitsig skryf daaroor. Maar hier is dit maar baie katvoet. Jy weet, ons is maar vreeslik ordentlik en ek dink partykeer kan dit maar 'n bietjie tewerig wees hier en daar. Nou nie te veel nie, maar dit sal nogal 'n gesonde ding wees, jy weet. En ek vermoed, dis hoekom ek nogal hou van Hannelore bestok. Ja. Ek hou van daardie rubriek want ek dink dat en ek hou ook van Dr. Jani en so aan, want ek dink dat daar's nie genoeg sulke satiristiese opstuurdery in die Afrikaanse scene nie. Selfs as dit kom by musiek en so aan, dis nie it's not enough, you know, it should be more honest. Daar moet groot eerlikheid wees, maar daar is gereeld dank aan mense soos Henry Kloete wat daar agter sit. Maar die punt is dat ek voel ons is baie ordentlik met mekaar. Dis alright, maar dit is maar boring. Baie boring beteken. Ja, that's it. Ja. So hierdie mense wat jy aktief uitgesoek het. Ek bedoel jy het hulle opgesoek, jy het hulle briewe geskryf, jy het hulle in jou lewe gebring. Ja. Met voorbedagte rade. As ek jou teks lees, dan lyk dit vir my asof jy later in life meer wegstuur van establishment figure en randfigure opkies. Ja, is dit 'n bewuste keuse of het dit nou net so gebeur? Ja, okay, ek het nou net nie jou vraag heeltemal beantwoord nie. Die ding is dat ek toe jonk was, was ek gefascineerd met Sheila Cousins en Arasau, Barend Turin en van daardie ouer skrywers, want hulle poesie het my op skool geroer. Toe ek nou, ek was soort van 'n groepie en ek het toe die baie lief geraak vir hulle en hulle vir my, omdat ek kom toe agter, maar dit is eintlik gewone mense, maar baie slim, wonderlike mense wat met 'n derde oog na goed kyk. Maar op 'n stadium toe ek so 23, 24 word, toe haat ek die Afrikaner. Dit is voedend. Politiek en apartheid en dit was net baie 'n terrible situasie en ek het net geweier letterlik 15 jaar om enigsins met Afrikaanse literêre mense of behalwe met Amanda te kontak gehad en 'n paar ander, maar ek het nie kontak gehad. Ek wou nie skryf in Afrikaans. Die taal was vir my vieslik verbind aan 'n tydperk in my lewe wat vir my net waaglik was. En toe ek dit op 'n dag gestop. Ek het net wakker geword en gedink, but you know, you can't go on like this, it's ridiculous. I mean, dis die taal van jou hart, dis jou ma het die taal gepraat, jou ouma. En mense is geskakeerd, groepe is geskakeerd. Jy kan nie die hele Afrikaner net afskryf nie. Nou is dit later en nou is die mense wat ek bevriend het as jong mens, heel waarskynlik my ouderdom. So dis vreemde ding, nee, ek weet nie wat om weer te sê daaroor nie. Ek weet nie, dis Wat opvallend vir my is, as mens kyk na hierdie portrette van hierdie randfigure, ek sê baie dikwels mense, Herman is vir my die Diane Arbus van Afrikaanse journalistiek. Dis skemerwêrelde, dis dominant figure, dis 'n regtig soort van die dark underbelly wat hy dokumenteer. Maar dan in daardie onverwagse baie donker plekke vind jy keer op keer Afrikaans. Ek bedoel, Regina Vanina is, sê ek dit korrek? Wonderlik. Regina Vanina is Afrikaans, en Jan Seko is Afrikaans, en Anissa Adams, Afrikaans. Wonderlike mense daai. Yes, was ek nie seker oor. Ja, is Afrikaans. Maar daai jy Jan kan soek Seko randfigure, maar is dit dan iets aan die feit dat hulle Afrikaans is wat jou ook ontroer? Beautiful. Jy kyk die Bergie vriende wat ek het, is my vriende, want as jy met die Bergies praat, is die mooiste Afrikaans wat hulle praat. En ek het 'n rubriek hierin waar ek met Regina en Jan Seko gaan sit. En ek het 'n lunch uitgenooi vir 'n noenmaal. Iets anders as Mount Nelson. Yes, onder die brug. Ja. Hulle het my gesê ek moet voorkom en ek moet saam met hulle eet en dit was net ongelooflik. En die ding is natuurlik ook mense het oppas as jy so iets skryf, nou kom 'n mens half as patronizing oor.
Maar vir my gaan dit nou nie daaroor oor hulle sosiale status of as whatever nie. Dis net dat die mooi Afrikaans wat die bergies praat in die Kaap is my ongelooflike Afrikaans, want baie van die bergies kom uit Namakwaland, Namibië, die Noord-Kaap. En dan kom hulle Kaapstad toe en dan werk dit nou nie vir hulle goed uit nie en dan is alkoholiste en so aan, soos ek ook maar seker is. En dit is nou maar dit uitwerk. Nou land hulle op die sypaadjies en dan as jy verby die bergie stap en jy luister na die beauty van Afrikaans wat daar gepraat word, dan is dit wat my aantrek, ja. Ja, so daar is iets aan taal wat jou ongelooflik. Dis idiomatiese Afrikaans wat jy nie meer kry in die stad nie. Ja. Mense is te highfalutin en la-di-da hier, lyk dit vir my. Ja, jy het 'n ding oor kontrytaal en jy vat dit baie mooi vas en dit het te doen met jou grootword jare. Maar Herman, jy het ook 'n ding oor gevaar, want baie van hierdie plekke waar jy gaan wandel en waar jy jou neus gaan insteek, is nou nie regtig, jy weet, daar's nie 'n sterk polisie teenwoordigheid nie. Nee. Was jy ooit in situasies waar jy gedink het, nee, van nou gaan ek doodgesteek word met 'n mens. Wat natuurlik opwindende gevoel is. Ja, op sigself. Ek meen, die ene wat 'n rede. Ek meen Die gelag wat julle hier hoor is van die arme mense wat hom goed ken en weet soveel soos hy skoor so bang raak as hy die skoor kry. So. Kyk, ek het gelees oor hierdie terrible moord op hierdie vrou, 'n prostituut, sekswerker in die Kaap. En dit was 'n verskriklike moord, plastieksak oor die kop en ons nou kinders het, ek gaan nou nie verder op die ding nie. Goeie vriende van my, nie net gewone kinders nie. Goeie vriende van my wat hier sit. En in any case, it's a gruesome murder, but it was 'n lekker klein stukkie in die koerant en toe dog ek maar, toe lees ek 2 berigte daaroor en albei berigte is die naam van die persoon anders gespel. Toe dog ek maar, hierdie vrou verdien meer. Sy is op die mees gruesome manier vermoor. Okay. Ek moet die naam, die regte spelling van haar naam kry. Die Belletjie polisie. En dis die een oproep na die ander. En dit vat vir my 2 ure later en niemand kan op my sê wat aangaan nie. Toe bel ek die joernalis en sê sy met my nee, sy gaan nou vir my die naam van die telefoonnommer van die maag nie. Maar sy sal my adres gee. En dit is in Mitchells Plain in een van die voorstede daar in Mitchells Plain. Toe dog ek nou maar goed, dan gaan ek die spore volg van hierdie vrou en ek gaan na haar ma toe en ek gaan vir haar ma vra wat is die korrekte spelling van jou dogter se naam. Toe ek op die trein geklim en ek het gery en ek onthou dit was baie koud, dit gereën, die vensters was gebreek en skittend gaan ek Mitchells Plain toe, ek klim uit en ek stap deur die stasie en daar so 'n sentrum en ek stap en is die mense ongelooflike goed, sulke straathonde en mense wat preek op die straathoeke soos in die ou dae, onthou jy daai en dis ongelooflike blaf sit in die wind en hulle preek so en God en dit en daai en die ander en so stap ek en ek stop mense letterlik, iemand sê vir my maar daai Beacon Valley is net daar. Toe dog ek, okay, ek gaan stap van deur tot deur en ek wil die atmosfeer van die plek vasvang. So as ek nou die ding gaan Google en die adres kry, dan gaan dit nou niks beteken nie. Ek moet die vrou se agtergrond voel, ruik, hoor, proe. En die case, I'm walking en daar kom sulke mense en so aan en ek is in 'n gevaarlike area toe. Met daai spesifieke gedeelte van Mitchells Plain, nie alle gedeeltes van Mitchells Plain is so nie, maar ek het net gedink, so, what are you gonna do? Ek is groot oorgewig, dik gesig, wat gaan jy doen met my? Jy weet, en ek het geloop en geklop van deur tot deur, to cut a long story short, ek het daai eerste dag, toe het ek nou nie die mense gekry nie, ek moes toe teruggaan met die trein, terug Kaap toe. 2 dae later, toe gaan ek weer, toe is daar mense wat vir my gangsters, wat na my toe oploop, wat ek sê te vir hulle is julle gangsters, ek sê ja, ons gangsters, ek sê right, ek soek hierdie adres en so aan, sê ek fine, ons vat vir jou. Toe daar aankom, toe sê die vrou wat vermoor is, 'n broer vir my, maar hoe het hier gekom? Toe sê ek, man, ek het geloop saam met daai mense, toe sê hy, besef jy waar jy is, besef jy wat jy gedoen het, besef jy hoe mal jy is, want hier was net 2 dae terug, iemand doodgeskiet in die straat hier, etc. In any case, that didn't matter to me, because in the end, the door opened, the mother came out, and the grandmother,
En ek sê toe maar, ek soek hierdie vrou spanning van die dogter en kleindogter. Toe gee sy vir my so die doods. Jy weet mos as jy begrafenis dan kry mos daai ding by die foto. Toe sê sy hier's die regte spanning van die ma. Toe dink ek dankie. It was worth it. Dit is waar dit vir my gegaan het, die respek en die eerbied. Ek het die regte spanning. Toe vat hy my aan my hand, die broer, toe sê hy, kom ek stap saam met jou na die taxi toe. Dit sal veiliger wees. So in the end it was worth it. Why not? Ja. Dit gebeur nie net hierdie oorsteek van grense wat ons in hierdie bundel het nie. Jy soek dit en jy bewerk dit aktief en jy laat dit gebeur. En dit is wat vir my so pragtig is van Herman se tekste. Daar's niemand anders wat dit doen nie. Daar's niemand anders wat dit reg kry nie. En dit laat iets in Afrikaans gebeur wat nog nie van tevore gebeur het nie. Dit laat ons iets hoor wat ons nog nie gehoor het nie. Kan ek vir net noem ek die ding oor die Jode ook, want in Seepunt is die gaan. Antwoord, ek wil nie eens vra. Die ding oor die Jode, want my ma het 'n ding oor die Jode gehad, so, en toe ek klein was en so aan dan die Jode my kind, dis wonderlike mense, ek sal altyd gesê. Die moet nooit slegte ding. So het ek nou natuurlik die Jode leer ken in Seepunt en dit is daar baie boere Jode wat ook 'n ongelooflike Afrikaans praat. En met die tyd het ek nou verskriklike empatie en so aan met hulle baggage en al daai goed van vlug en so aan. En het ek 'n vrou ontmoet met naam van Lily Cameron wat in Seepunt woon en wat amper 90 jaar oud is. En wat ek toe nou ontmoet op 'n dag na haar woonstel en sy vertel vir my toe hierdie ongelooflike verhaal van hoe hulle moes vlug as klein kindertjies op 'n donkiekar. Uit die dorpie waar hulle gewoon het, moes hulle vlug, want die Jode is toe, what happened with them, etc. En sy sê, maar wat sy nooit sal vergeet nie, is dat terwyl sy sit op die donkiekar, sy kleindogtertjie hartspa, oupa in die donker agter haar aan, en skree vir hulle, I love you, in hulle taal toe nou, so, I love you, en toe hoor hulle sy voetstappe so minder word, en dit verdwyn. En sy het nooit weer haar oupa gesien nie, of haar ouma, en hulle toe aangekom in die Kaap, hulle het gevlug, en toe in Kaap aankom, toe begin sy na hulle lewe in District 6, die wag toe klaar familie vir hulle, en to cut a long story short, teen die einde van haar lewe, wat sy gevoel het 75 jaar oud, toe dok sy, nou moet ek teruggaan na haar plek, teruggaan na haar huis, waar ons gevlug het, waar ek as kind gewoon het met my ouma en oupa en my pa en my ma, en waar ek gelukkig was, want sy onthou haar kinderjare toe. Sy gaan toe terug, sy kom by die dorpie uit, maar sy weet toe nie of sy die huis gaan vind nie. En sy kom op die plein uit en dieselfde fontein is gesteek in die middel van die dorp. En sy kyk so op en sy sê, maar daai pad is die pad na ons huisie toe. En sy sê vir die man, vat my so toe. En hulle klop aan die deur en die ou man maak die deur oop en sy sê, excuse me, this is my story. En hy sê, kom in, en hy laat haar binnenkom, en toe sy so in die kombuis ingaan, toe is die stoof nog daar, waarop haar ouma klein tyd vir hulle kos gekook het. En baie min het verander in die plek, dis in Doetiene in die middel van nêrens. En toe sê sy, but there's something missing. Something's changed, sê sy, hier's 'n kamer wat weg is. En die man sê, kom saam met my, en hy ruk die gordyn oop. En daar is die kamer wat sy na 70 jaar, 60 jaar, onthou sy die kamer, waarin haar ouma en oupa gebly het, en geslaap het. Daai memories was met haar, al daai jare het sy saam met haar gedoen. En, dit is fijn, en dit het, en dit het vir my laat besef, hoekom ek so lief is vir die Jode, want hulle is ook, soos Lily Cameron, outsiders en mense wat moes vlug op 'n sekere manier van iets en spite daarvan they can look back on it with a sense of nostalgia. Dit is pragtig, want dit is wat ek wou weet by Herman, want mens wil nou nie te diep in literêre analise ingaan, maar daai verhaal ekho dan jou eie afskeid van jou ma voor die weeshuis. So daar's definitief iets by jou van herkenning in die Joodse siege. Daar's die verhaal is deurweek van Joodse karakters.
Dis my nie toevallig nie, dat jy waarskynlik een van die dapperste soort van rubriekskrywers en kommentators en sylyn kommentators in Afrikaans is. En dan, as 'n mens kyk na wat in die Engelstalige soort van arena gebeur, dan het jy vir Shapiro en Johnny Steinberg en Ronnie Castles. Dink jy, is daar iets van moed of kragdadigheid in die Joodse siege wat jou aantrek? Daai vermoë om te kritiseer van 'n, ek weet nie, van 'n Ja, nee, definitief. Ek meen die hele ding van dit oorleef wat hulle oorleef het, toe hulle moes vlug en dan op nuwe plekke die diaspora. En dan ten spyte van die geweldige armoede en die whatever, dan tog iets kry daar uit en dit kan omdraai en iets maak uit hulle lewens en empatie en dan hulle is baie krities ook natuurlik. Wat ek nou probeer minder en minder wees. Miskien raak dit nou boring. Ek weet nie. Ek probeer nou 'n bietjie nicer wees, maar dit werk altyd uit nie. Please just don't go that down that way. Gaan nie werk nie. Okay, so jy ja, so as 'n projeksie van die Jode in my, wat ek projekteer van my eie goed op hulle op. En jy is gevang deur 'n Joodse dokter? Yes, Grein se pa. So jy is jou ma se kind op 'n manier. Yes. Jy weet jy daai tradisie voortgesit. 'n Bietjie oor jou familie. Ek het nou gesê dit Echo die toneel waar jou ma vir jou verlaat vir 'n jaar. Wat my opval van jou as jy oor jou familie skryf en ook in die kyk net onderhoud wat jy op YouTube kan gaan kyk is dat jy nogal sorted is daaroor. Jy het redelik vrede oor jou familiegeskiedenis. You survived your youth. Yes. Ja, dit is ook die motto in jou, ons het nou gepraat oor die Joodse omhelsing, survival. Dis baie jy, you survived it, is fine. Het jy geskryf en tot daai slotsom en tot daai posisie gekom? Of het jy eers tot daai posisie gekom en toe kon jy skryf oor jou ouers? Yes. En dit was uitsorteer toe jy kon eers oor hulle skryf nadat jy dit uitsorteer. Jy sien ek was baie krities teenoor my ouers vir 'n baie lang ruk want my ma was 'n enkel ma. Ek is buite egtelik gebore en dit was baie moeilik om my groot te maak as 'n enkel ma in daai tye in die 60er en 70er jare en my pa was hierdie rambling man and a bit of a cowboy and fast cars and sexy woman tipe van ou. En ek was vir hulle baie kwaad vir 'n lang ruk gewees totdat ek in my eie lewe begin agterkom dat die lewe werk nie altyd so uit nie. Jy sien, ek meen niemand is perfek nie en dat dinge gaan verkeerd. Okay? Mense word alkoholiste of hulle raak verlief op iemand en het 'n one night stand. Something happens. So die punt is dat toe ek ouer word en goed in my eie lewe begin verkeerd gaan, toe kon ek my ouers in perspektief plaas en ek het toe besef dat actually was hulle nie so bad nie. En dat mense maar moet laat gaan, daai tipe van goed. Dis so skryf was nie terapie in daardie opsig. Nee, en toe begin dit. Toe ek nou die goed begin skryf oor hulle en ek onthou die dag wat my ma my by die kinderhuis gaan aflaai het en ek skryf daaroor en ek gaan terug in daai hele ding en van hoe dit gevoel het. Toe raak dit terapeuties. En maar toe voel ek ook maar 'n ontsettende deernis waarmee ek hulle eintlik onthou. En dat niemand is eintlik heeltemal sleg nie. Ons het baie sleg in ons obviously, maar daar's baie goeie goed ook in ons en almal van ons. Iets wat ek nie altyd onthou nie, maar wat ek nou met deernis as ek terugkyk na my ouers, dan dink ek fine, dit is en ek dink as dit kan uitkom in enigiets, in boeke en in letterkunde en in musiek en whatever in die teater, dan is dit nogal 'n belangrike ding eintlik. Daai ou wat skryf vir die The Times op 'n donderdag, op 'n dinsdag, die rubriekskrywer, hy altyd kry dit reg om hy vat jou op 'n dinsdag skryf 'n rubriek in nie the Cape Times en dan vat hy jou en hy laat jou so depressed voel oor die wêreld en dan skielik eindig hy en sê wat actually this is how it is. En daar's altyd hoop wat baie kitsch klink, maar eintlik is daar altyd op 'n manier in alles wat ons doen en met ons verhoudings. Met ander woorde, ek kan nooit eintlik terugkyk en iemand heeltemal haat nie. Kan ek dit doen nie? Ek luister na jou en ek dink maar jy los ons nooit met hoop nie. Ja, rubriek is net downright depressing, man. Dis verskriklik. Daar is nie so van troos of toeverlaat. Maar ek laat aan jouself oor om die hoop daar uit te kry. Okay. Sê ek wil jou laat val en dan moet jy nou maar lê. Okay. Want
ek is stikkend. Ek kan nie eens meer spartel nie. En dan moet jy nou maar van self opkom. Okay. Die les lê daarin. Herman dreig om 'n drama te skryf. Jy iewers as jy aangaan en jy gesê jy was nou by Aardklop en jy het fantastiese dramas gesien. Ja. En jy gaan nou dramas skryf wat almal in ewige depressie gaan domp word. So jy kan sê, welcome to my world. Dis wat 'n ernstige dreigement. Ja, kyk, luister maar, Aardklop was fantasties geweest. Ek was nog nooit by een van haar goed nie, want ek dink is 'n ou boerebazaar. Versierige klomp ou dronk gatte met brandy en coke. But when I arrived there, I was pleasantly surprised. As jy volgende jaar by Aardklop kan uitkom, gaan. Want dit was beautiful, ek het wonderlike, jong, vars Afrikaanse mense ontmoet met vars idees. En die ou boerebrigade was daar, hulle was wonderlik. En dit was regtig, ek het baie goeie vertonings gesien. Dinge gebeur nou in Afrikaans, full stop, you can say what you want to, it's happening. Boeke, theater, 'n opera van 3 ure, met die naam van die poskantoor. Ek meen, dit is net ongelooflik wat ek daar gesien het. Ja, daar was natuurlik takkehare en goed wat ek het was net, I enjoyed it. En ek dink dat, julle moet definitief 'n plan maak, asseblief. En dat ja, ek wil 'n drama skryf, maar wat baie depressing is. Ek wil nie mense moet so geskok wees, want die punt is dat it doesn't work that way, because you never know what's going to happen when you sit down. Maar ek het eendag 'n fliek by die Lawie gaan kyk, Babel of Babel, hoe spreek jy dit uit? Wat die fliek eindig, is so skokkend, dat toe daai ding ophou, toe sit die mense in die fliek, vir 5 minute niemand kon opstaan nie. Dat later aan moes die assurets, die plekaanwysers moes inkop. Ek onthou hulle moes die een tannie vat aan haar hand, en sê, kom, ons nou gaan. Dit het hulle so oorweldig, hierdie movie, dat hulle was geparalyzed. En ek hou nog van sulke goed. Maar Herman, ek het nie net sien ons as jou rubrieke klaar gedoen. Dink jy ons vou die koerant toe en sê, jippie, jy ons van 'n liedjie sing? Nee. Ek sit baie dit vir 5 minute paralyzed, so moenie te hard droom. Ek hou van die paralyse, ek hou daarvan. Hy moet jou slat, dat jy 'n bietjie gaan lê. Jy moet net sê, nou moet ek 'n bietjie gaan lê, gordyne toe trek. En hopelik word ek nie wakker nie. Een van die eerste stukke in die teks is die slagplaas van vergete boeke. Een van jou onnodige droef bydraes. En dit gaan oor boeke wat niemand lees nie, waar niemand belangstel nie. En dit bring my dus by jou vraag, ek het nou net baie positief, maar is dit regtig nog die moeite werd om in Afrikaans te skryf? Definitief. Kyk, ek bedoel, dis eintlik 'n vraag waarmee ek elke dag sit. Ek sê vir Graham hulle altyd, "It's finished, nou klaar, ek kan nie meer nie." Nou oor verby, ek's klaar mee. Niemand lees Afrikaans, is oor verby. Maar dan gaan jy nou na Aardklop en dan sien jy al hierdie mense wat daar 15,000 mense een aand by 'n ding daar. I mean, I couldn't believe it. Die boeke het daar by graffiti boeke net so gegaan. Ek meen, dan dink ek maar eintlik, is lekker om in Engels te skryf, maar ek voel heeltemal soos 'n ander mens as ek in Engels skryf. In Afrikaans voel ek regtig asof ek nou sit, ek het by tuis gekom. I'm home. So ek voel ek by my ma, sy klink 'n bietjie weird om dit te sê nie. Wonder wat John Hammond sê. Louis wys my ons moet klaar maak, ek wil net gou vinnig 'n speletjie met jou speel. Okay. Herman is 'n man van kontraste. Dit is wat my fascineer van jou. En jou rubrieke is vol kontraste, jy is 'n mens is vol kontraste. Hy is stuitig en hy is ongelooflik droef. En hy flirteer met gevaar, maar hy is verskriklik bang en hy sorted en hy is so swart en hy is taai na strand en broos en gaaf. Okay, dis Herman. So ek gaan vir jou 2 opsies gee elke keer en jy moet een kies. Ja. Okay. Katte of honde? Katte en honde. Nee, maar Jy kan nie. jy sien, hy skelm. Nou. Katte en honde, okay. Ja, kan Maar jy mag nie dit elke keer doen nie. Goed, hierdie keer mag jy dit doen. Okay. Goed. Ryk of arm? Arm. Ja, maar ek kan nie meer van Nelson toe gaan nie. Ja, maar ek het dus Amanda as my vriend. Arm met ryk vriende. Ek het ryk vriende. Luister, ek was nou net arm gehad soos ek is in Italië gewees, let me tell you. Met ryk vriende wat ons oorgevlieg het. Okay. Heerlik, sê ek net, arm is fine. Jew or gentle? Die wat? Jew or gentle? Ek dink, ek sal sê Jew. Ouer huis of man huis?
Maleis. Ek sien ook eerder daar. Selfs wanneer jy oud is. Nee, ek het mos mal oor Maleis. Ek het ure daar gaan sit. Kyk stryd. Ek hou van stryd deesdae. Seepunt. Is daai ding nog af? Ek dink Louis het afgesit omdat ons te lank. Louis, switch aan daai ding. Laaste ene. Seepunt of koekenaal? Oei, dit is 'n moeilike een. Uit oor die Koekenaap is dan nog fantasties. Maar dit is in die middel van nêrens. Daar's niks nie. Net rooi sand. Maar my ma is daar begrawe. 'n plekkie met die naam van klein plaasie met so 'n gebreekte windpomp. Ek hou van Koekenaap. Okay. Dit gaan jou los. Ek sit en wonder is al Maleis op koekenaal. Dankie julle, ons is klaar. Julle kan kom boeke, julle boeke bring as julle Dankie. Dankie julle. Dames en here, ons kan 'n vraag op wat toelaat. Kom wat hier voor. Kom net skaam wees. Iemand hier. Ja, dan kan ons afsluit. Ag Amanda kom speel. Ek wil net sê dat dit is nou heeltemal 'n besondere geleentheid hier. Herman se boek. Dit is, as jy onthou, as ek jou mag herinner, onthou jy wie vir jou gesê het, die 15 was ons wag vir jou boek.